Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Aan die einde van Oktober dink ons altyd terug aan die Reformatie en dan aan die hart van die Reformatie was die Bybel, God se woord. En ons gaan 'n bietjie kyk in die lig van 2 Timoteus 3 van vers 10 tot 17 na oor die belangrikheid van om 'n deeglike onderbou en kennis van die Bybel te hê. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Onse Vader wat in die hemele is, ja, ons kom na U toe net met die vrymoedigheid wat ons in Jesus het. Almagtige God, heilige God, skepper van hemel en aarde, ons weet hoe ver ons tekort skiet in die liefde. Ons bely dat ons meeste van die tyd so beklee is met onsself, dat ons daarvan hou om onsself te handhaaf, om altyd die laaste woord in te kry, en dat ons soms liefdeloos teenoor mense kan optree. Ja, veral ook wanneer ons met leuns goed praat, dit wat verkeerd is. Here, ons kom na U toe, net omdat ons glo en van harte bely, dat dit wie ons nie is nie, het Jesus ons gemaak. Dit wat ons nie het nie, het hy vir ons gegee, sy geregtigheid, omdat hy ons sonde op hom geneem het. En daarom kom vra ons in sy naam, Vader, vergewe ons liefdeloosheid. Lei ons deur U Gees op 'n ewige weg, sodat ons meer en meer met Christus bekleed kan word. Ja, dat die waarheid van die evangelie en dat sy liefde, soos wat ons dit ken en sien aan die kruis, altyd die raakpunt sal wees tussen ons en ander mense. In eie krag kan ons nie. Daarom pleit ons, kom o Gees van God en lei ons in die waarheid van die evangelie. Kom lê die vinger ook op die sonde in ons eie lewens en bekeer ons harte, sodat ons waarlik bekeer kan wees en kan wegstap en ons rug kan draai teenoor dit wat liefdeloos in ons harte en ons lewens is, want dit is liefdeloosheid teenoor U. Vader, U het ons elkeen hier by mekaar gebring om na U woord te kom luister. Wil U self ons harte ontvanklik maak? Kom verlig ons harte sodat U woord, ja, soos 'n tweesnydende swaard kan deursny tot hart en siel, dat ons kan hoor wat U deur U Gees en deur U woord nou aan U gemeente sê. Ja, wees by elkeen van ons, as ons by U voete sit, in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 'n baie bekende gedeelte, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17, 2 Timoteus 3 vers 10 tot 17. Die opskrif daar is volharding in die leer. Jy het my egter nougeset nagevolg in leer, lewenswandel, voorneme, geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en lyding, soos wat ek in Antiochië, Ikonium en Lystra ervaar het, watter vervolgings ek ook al verduur het. Die Here het my van alles gered. Almal wat Godvreesend in Christus Jesus wil leef, sal inderdaad vervolg word. Slegte mense en bedrieërs sal van kwaad tot erger gaan, deurdat hulle ander mislei en mislei word. Maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het. En omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort, bekwaam kan wees, ten volle toegerus vir elke goeie taak. Tot sover
lees ons uit die woord van die Here uit. Geseënd is hy wat hierdie woorde hoor en daarvolgens lewe. Ons gaan fokus op die woorde in vers 14 en 15, waar Paulus vir Timoteus direk skryf, maar jy, Timoteus, bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het en omdat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Julle elke jaar, die tyd van die jaar, as ons aan die einde van Oktober God dank en loof vir die hervorming wat hy binne die kerk laat plaasvind het hier in die middeleeue, deur manne soos Martin Luther en Johannes Calvin en 'n klomp ander te gebruik het, kan 'n mens nie anderste as om opnuut weer tot die besef te kom wat 'n uiters belangrike rol die Bybel in ons harte en in ons lewens speel nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen gewrig en murg en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes. So skryf die Hebreërs skrywer in Hebreërs 4. Jy sien, wanneer God se kind deur die Gees gelei word om in biddende afhanklikheid die Bybel te lees en te oordink, is die Heilige Gees eintlik besig om my hele hart, my gedagtes en my denke onder die loep te plaas. Dis dan wanneer God nie skroom om die slegte plekke in my hart en my lewe uit te wys nie, om my deur die krag van die Gees daarvan ontslae te laat raak nie, maar deur alles, en dis die mooi, bring hy my nader en nader aan Christus. Jy sien, juist omdat die Bybel so 'n belangrike lewensaar vir die gelowige is, en sal dit altyd die een belangrike plek wees, waar 'n mens kan sê die duiwel ons slagaar wil toeknyp, ons wil doodmaak. Onlangse studies dui daarop, dat tussen 2000 en 2022 ongeveer 30 miljoen mense in Amerika die kerk en die evangelie die rug toegekeer het. Hulle beweer is 1 uit elke 10 Amerikaners het in hulle geloof totaal en al omgedraai. En baie van hierdie mense wat weggestap het en nie meer glo nie, dat daar glad nie meer 'n God is nie, is mense wat in die kerk groot geword het. Hulle het ook in eredienste gesit. Hulle was op 'n tyd baie keer aktief betrokke binne in die kerk en die erediens. Hulle is gekatkiseer deur die dominee en hulle is ondervra deur die ouderlinge. En in hulle gedagtes en hulle harte sou hulle nooit kon dink dat hulle rug op Christus sou draai nie. En op 'n dag kom hulle tot die besef, hulle glo nie meer dat daar enigsins 'n God is nie. In sommige gevalle word hulle uitgesproke vyande van die kerk en van Christus. Ek dink in ons eie geleedere is daar nou daai Dr. Ben de Tooy, ons het hierdie week daaroor gepraat, wat in die koerant en in die nuusblaaie en op die radio's was, die NG Dominee wat nadat hy geëmeriteer het, op pensioen gekom het, uiteindelik gesê het, hy kan nou wegdraai van die evangelie en van die Bybel. Hy beskryf van hoe verruklik dit is om nie meer te glo nie. Daar is, en dan haal ek hom aan, geen geworstel met die soeke na die wil van God in my lewe nie. Geen vermorsing van ure en ure se studie, lees, gebed en wroging oor God se plan met my en die wêreld nie. Geen geworstel met 'n eksterne locus van beheer nie, maar meer verantwoordelikheid neem vir my eie singewing aan die lewe. En ek sluit die aanhaling. Hierdie dinge moet gebeur. Die Heilige Gees leer ons in die Bybel, dat in die laaste dae sommige mense van die geloof afvallig gaan raak. Jesus waarsku ons in die profetiese rede, dat daar in die laaste dae al hoe meer mense van die kerk en van die evangelie gaan wegbeweeg, dat hulle liefde gaan afgekoel raak in Christus. En hulle gaan mislei word deur
vals profete en deur leuns. Dikboeke word geskryf en duisende redes word gegee van hoekom mense vandag in die geloof uitval. Hoekom die generasie X en die millennials en hoekom die lot wegstap en hoekom daai lot wegstap. Maar wanneer 'n mens alles op die keper beskou en regtig eerlik is daar een rede hoekom mense hulle rug op die evangelie draai en wegstap. Die meeste mense binne die kerk, selfs diegene wat al vir jare in die kerk sit, is Bybels ongeletterd. Ek sê weer, meeste mense wat binne die kerk sit vandag, is Bybels ongeletterd. Dink vir 'n oomblik, wanneer laas het jy Bybel gelees en gebid? Maar met die doel om te verstaan, dat dit die swaard is wat jou hart en jou siel oopklief, dat dit jou nuut maak. Meeste mense binne die kerk beskik oor weinig en dien enigsins oor 'n basiese kennis van die Bybel. Wanneer die storms en die versoekings kom, is daar geen Bybelse fondasie om op te staan nie. En daarom glo ek elke ou storie, elke ou YouTube dingetjie, en ek hardloop daarna agter dit aan. Daar's geen fondasie waarop ek staan nie. Of elke ou wat my liefde beloof en mooi goed beloof, ek hardloop agter hom aan. As die apostel Paulus sy seun in die geloof bemoedig, dan skryf hy, maar bly jy by dit wat jy geleer het, en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing, deur die geloof in Christus Jesus. Sjoe, wat 'n woorde. Ja, hierdie brief van Timoteus het die apostel Paulus aan die einde van sy lewe geskryf. Na alle waarskynlik was hy 'n gevangene in Rome gewees, waar hy besef het, sy dood is naby. Hy gaan nie uit hierdie tronk uit lewendig kom nie. Hy het geweet dat God hom al deur soveel situasies gered het, maar die keer is dit die einde. Dis verby. En in die geloof sien hy reeds die oorwinnaarskroon wat Jesus self aan hom gaan gee. Hy sê dit so mooi. Hy sien dit reeds en hy kan nie wag om daar te wees nie. Maar tog besef hy dat daar vir hom sy seun in die geloof, Timoteus, nog 'n stewige en 'n moeilike wedloop in die geloof voorlê. Hy weet dat vervolging en lyding so deel van jou roeping as gelowige in hierdie lewe is. Hy is deeglik bewus van slegte mense en bedrieërs, wat van kwaad tot erger sal gaan om mense te mislei. Ook dat daar 'n tyd gaan kom wanneer die gesonde leer nie meer verdra sal word nie, maar waar mense vir hulle leermeesters gaan kry, wat net preek wat hulle wil hoor. Leermeesters, wat hulle doof hou vir die waarheid, en wat hulle na versinsels wend, 'n klomp twakpratery. Wie sal amper sê, Paulus het hierdie woorde laasweek geskryf. As die apostel in sy brief vir Timoteus direk aanspreek met, maar jy, gaan dit nie so seer oor Timoteus teenoor al die valspredikers en die misleiers in hierdie wêreld nie, maar veel eerder oor die apostel wat klaar die stryd gestry het. Die einde is in sig. Die wenpaal en die wedloop lê net hier voor, teenoor Timoteus, wat nog 'n stewige entjie het om te gaan, 'n moeilike entjie het om te gaan. Ja, hierdie hele brief moet ons heeltyd sien in die lig van, ek Paulus is op pad na die Vaderhuis. Maar jy, Timoteus, moet voortgaan om in die wedloop van die geloof te volhard. Daarom is dit ook die Heilige Gees se woord en sy boodskap aan elkeen van ons in hierdie lewe. Terwyl baie mense van die evangelie al wegstap, terwyl daar baie vals evangelies is, wat die evangelie van Christus alleen verdraai, waar so baie mense binne die kerk ongeletterd is, terwyl hulle wêreldse sienings oor belangrike sake die kerk wil binnendra.
Ja, waar ons weet dat hulle wat Godvreesend in Jesus Christus wil leef, vervolg gaan word. Midde al hierdie dinge, kom die Gees en sê, maar jy, bly by dit wat jy geleer het. En waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Ja, in 'n gevaarlike en 'n stormagtige wêreld kon die apostel reken op iets wat hy geweet het reeds in Timoteus was. 'n Vaste oortuiging van die evangelie, gegrond op 'n deeglike kennis van die skrif. Ja, in hoofstuk 1, dan skryf hy daarvan dat sy ouma Louise en sy ma Eunice het hom van kleins af nie net liefgemaak om die skrif te lees nie, maar hulle het hom so geleer van die skrif, dat hoe meer hulle van die skrif geleer het, hoe nader het hulle aan Christus gekom. En ons moet onthou, hulle het net die Ou Testament gehad, hulle het nie 'n Nuwe Testament gehad nie. Maar die belangrike was ook, vir Timoteus, sy ouma Louise en sy ma Eunice, was dit 'n heilige skrif. God se woord aan ons, aan Timoteus, aan elkeen van ons. Maar, hier is die skoonheid. En hulle ken van die Ou Testament, het die Gees hulle harte daarvan oortuig, dat die Christus wat Paulus verkondig, is die verlosser waarvan God ons die hele tyd van oortuig binne die Ou Testament. Die Heilige Gees het in die lig van die woord, ja, die woord wat hy self gewind het, gedryf het, die Gees is mos eintlik die outeur van elke woord in die Bybel. Hy het aan hulle 'n wysheid in hulle harte gegee, wat hulle laat vasstaan het in 'n ware geloof in Jesus Christus, dat net hy hulle van al hulle sondeskuld kan verlos, en dat hy hulle verlosser is. Is nie die dringende vraag, waarby die Heilige Gees ons uitbring met hierdie gedeelte is, het jy, my broer, my suster, en ek vra dit met 'n erns in my hart, hierdie sterk innerlike krag in jou hart en in jou lewe, gevestig deur die Gees in die lig van sy woord, om in die storms van hierdie lewe, terwyl mense wegdraai en omdraai, het jy hierdie sterk innerlike krag in jou, omdat die Gees jou deur sy woord oortuig het van Christus. En dink daaraan, ons het nog 'n Nuwe Testament by, om die volle lig van die evangelie aan ons te verduidelik. Skerp jy dit by jou kinders in, sodat jy met volle vertroue in God se leiding en beskerming hulle in hierdie samelewing kan instuur. Want dan kom 'n tyd wat ons kinders uit die huis uitgaan, die vreemde ingaan. Waarop gaan hulle staan? Wat gaan die krag in hulle harte en in hulle lewens wees? Want as dit nie die skrif is nie, gaan die wêreld dit met ander goed vul. Kan ek en my kinders in 'n gesprek tussen vriende en al hulle wêreldse opinies, kan ek en my kinders by 'n punt in ons lewe kom waar ons moeilike besluite moet maak? Of wanneer die listige duiwel met al sy versinsels en leuns ons van God af wil wegdryf? Kan ons staande bly tussen vriend en vyand? En vir hulle sê ek, hoor julle opinies. Of wie julle wat so sê die Here in sy woord vir ons is die waarheid. Al maak dit my ongewild, al maak dit my so totaal anderste. Of bevind ek en my kinders ons in 'n donker samelewing, in 'n middernag omring met baie leuns en mense, wat daarop uit is om ons te mislei, sonder 'n druppel olie in ons lampe. Wêreldwyd, alles daarop, dat so baie mense word binne die kerk groot, maar hulle word groot gemaak, om maar net later aan hulle rug op Christus en die suiwer evangelie te draai, net omdat hulle nie oor 'n sterk innerlike oortuiging beskik wat die Gees in die lig van sy woord in hulle harte gevestig het nie.
Hulle het dalk nooit 'n ouma Louise, of 'n ma Eunice, 'n pa en 'n ma, gehad wat hulle so lief gehad het. Maar die waarheid van die skrif in hulle harte en in hulle lewens en hulle denke ingedrul het by hulle nie. As die Gees het vermoë aan elkeen van ons uitwys, dan roep hy ons dalk terug na die Bybel toe, want dis tog wat gereformeerd wees beteken. As ek die reformatie vier, is die eerste ding altyd terug, skrif toe. Die beste wyse om die reformatie te vier, is om terug te kom, om weer lief te word vir God se woord, dit weer te lees, weer te oordink, dat dit my hart, my denke, my dade oorheers. Die Gees wil in ons harte 'n liefde, respek en 'n waardering vestig vir God se woord. En nou kan ons vra, maar dominee, hoekom die Bybel? Hoekom die Bybel? Wat van al die ander goed wat geskryf is? Wat van die populêre opinies waar die mense wetenskaplike navorsing gedoen het en elke slim sielkundige ander opinie op het? Wat van al die sogenaamde wyshede van ons samelewing wat deur almal nagevolg word? Hoekom die Bybel? Ons lees in vers 16 daai baie bekende woorde. Al sê Paulus vir hom hoekom? Dan sê hy vir Timoteus, elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig. Deur God geïnspireer kan ook letterlik vertaal word dat dit deur God gewind is. Net soos 'n seilbootjie. Wie hy kan sy seil span, maar as daar nie 'n amperse windjie is, gaan hy bootjie net daar bly. Maar die oomblik as daar 'n ligte bries kom, dan sien jy hoe daai seil maak oop en daar word die bootjie gedryf. En dit is die werk wat die Gees in elke Bybelskrywer gedoen het. Hy het elke skrywer gewind. Hy is die dryfkrag agter God se woord. Hy is die eintlike outeur van die Bybel. Om homself aan ons bekend te maak, het God menslike werktuie gebruik. Daar was psalmdigters, daar was profete, daar was evangeliste en daar was apostels. Maar hy het hulle deur die Gees gedryf, dat hulle die gedagtes van die Gees kon neerpen. Want hierdie mense was ook soos ons, sondige mense, wat soms sondige dinge gedink het. Maar tog kon hulle net neerpen wat die Gees graag wou hê, ons in die Bybel moet hê. Daarom glo ons as gereformeerdes sonder enige twyfel. Net soos Timoteus hulle gepraat het van die Heilige Skrif, ja, glo ons dat dit God se heilige woord is, omdat die Heilige Gees in ons harte getuig, dat al die boeke van die Bybel van God self is. En juist daarom is die Bybel vir ons nuttig. Die eintlike vertaling, wat ons uit die oorspronklike taal uit, dat die Bybel nuttig is, dis vir ons 'n wins, dis 'n bargain. Dis die grootste wins wat ek en jy kan bekom. En dan gee hy vir ons 4 nuttighede hier in hierdie vers. Die eerste nuttigheid, hy sê dis nuttig vir onderrig. Die Bybel leer ons in die volle waarheid van wie God is en van wie ek en jy is. God Almagtig het alles geskep. Ons is deur Adam in sonde gedompel en ons verdien almal God se oordeel. Maar net deur 'n ware geloof in Christus word ons vrygespreek en is ons God se kinders. Om reg oor God te kan dink, oor myself, om reg te kan dink oor die wetenskap en oor wat reg en waar is, moet ek dus 'n student van die Bybel wees. Maar die Bybel is ook nuttig vir weerlegging. Ja, die Bybel wys nie net vir ons wat reg is nie, hy wys ook aan ons uit wat verkeerd is. Enige denkerigting, kennis van mense, versinsels of wetenskap, wat ons iets anders te wil leer as wat die Bybel ons leer, en ons sodoende van Christus af wil weglei, is 'n leuen en dis nie reg nie. Die Bybel is ook nuttig vir teregwysing. Ja, hy wys vir ons wat reg is, hy wys vir ons wat verkeerd is, en dan gebruik die Bybel juis hierdie twee om ons te lei op 'n regte lewenswyse, om ons tereg te wys. Waar ek reg is, bring hy my in, waar ek goed doen, sterk hy my in. Die ellende in ons samelewing, ook in ons eie harte en lewens, wys ons daarop dat die mens altyd agter sy eie slimmighede aan sal verkeerd kies. Daarom vat die Heilige Gees in die lig van sy woord, vat hy ons by die hand
en hy bring ons na hom wat gesê het, maar kom na my toe. Almal wat vermoeid en swaar belas is. Ek sal vir julle rus gee. Van julle sonde, van julle eie probeer, van julle hooploosheid, van julle trane, julle seer. Kom na my toe, ek gaan vir julle rus gee. Enige poging om die verkeerde in jou lewe reg te stel, weg van Christus af, is hoogstens maar net nog 'n nuwe blaadjie oorslaan. Nie lang teen dan is hy ook maar vuil. Ware herstel, regmaak, begin altyd en eindig altyd by Christus, by God se genade in Christus. En daarom is dit ook nuttig vir die opvoeding om God se wil te gehoorsaam. Met ander woorde, die Bybel leer ons ook hoe om aan te hou reg lewe. Blywende vernuwing, herstel, is net moontlik waar die Heilige Gees die liefde van Christus in my hart uitstort, waar die Gees die wet van God met sy hele bedoeling op my hart neerskryf. Dit kan net gebeur waar ek voortdurend besig is met die Bybel, en in my biddende besig wees met die Bybel, gaan ek al hoe meer aan Christus gelyk word. Julle in hierdie lewe vra dit 'n voltydse wandel saam met die Gees, deur sy woord. Die Gees doen alles, hy gee sy woord, hy vestig 'n liefde vir die Bybel in ons harte, hy verlig ons harte met die waarheid van die skrif, en dan sluit Paulus hierdie woorde af en sê, sodat die mens wat aan God behoort, sodat elkeen van ons wat sê, maar ons is God se kinders, né, volkome of ten volle toegerus is vir elke goeie taak. Hoor julle wat hy sê hierso? Ten volle toegerus is vir elke goeie taak. Julle verstaan nie die begrip ten volle. Nie die Bybel halfpad en 'n klomp ander mense iets anders te nie. Met die Bybel het ek niks anders te nodig vir die lig op my pad en vir die lamp vir my voet nie. Ek het nie 'n prediker nodig wat in 'n grot moet gaan sit of 'n visioen moet sien en vir my kom sê wat God vir ons sê nie. Of 'n homie wat iewers agter die berge gaan bid en vir my kom sê, maar God het vir hom gesê om vir my te sê nie. Ek en jy kan na God luister as ons uit sy woord uit lees. Daar sê God wat hy vir ons wil sê. Ja, wat God, die Heilige Gees nodig ag, om vir my en jou van Jesus te leer, dat ons in sy spore kan volg, dat ons kragtig deur die krag van die Heilige Gees, ja, op hierdie pad agter Jesus kan aanwees, is alles in die Bybel vir my opgeskryf. God het deur sy woord en Gees die harte van die hervormers in die tyd van die reformatie verlig, vernuwe, en hulle so kragtig aangevuur, dat hulle die geskiedenis van Europa, die geskiedenis van die wêreld, verander het. Bybel lees, Bybelstudie het Martin Luther groot dinge laat doen. Dieselfde Heilige Gees wil die oortuiging in ons harte, die ewige evangelie van ons Here Jesus Christus, in ons harte vestig. Dink net wat hy deur my en jou kan doen. Hy wil ons op 'n ewige weg agter Christus na God toe plaas. Hy wil dit wat stikkend is, heel maak. Hy wil dat Christus in ons gestalte kry. Hy wil ons meer en meer nader na Christus toe laat kom. Hy doen dit deur sy woord, die volle waarheid van die Bybel. My broer, my suster, bly by dit waarvan die Heilige Gees jou hart oortuig het. Vestig jouself biddend en deur die krag van die Gees in jou kennis van die Bybel. Bid dat die Here jou lief sal maak daarvoor om die Bybel te lees en dit te oordink. Skerp dit ook in by julle kinders. Moenie ons jong boeties en sissies groot maak, sodat hulle net later hulle rug op Christus draai nie, terwyl ons waak en oppas vir onsself. Kom ons doen dit. Amen. Kom ons doen 'n kort gebed saam. Here, hierdie is so belangrik. Hierdie is so belangrik, Vader, en ons bely dat ons so maklik toelaat dat ander dinge ons tyd steel. Dat die duiwel ons so besig maak dat ons nie tyd saam met U en U woord spandeer nie. Ons bely, Here, dat ons dit soms naalaat om ons kinders te leer 'n liefde vir U woord en om dit te lees en te oordink, en dat ons lewens en ons harte kan nuut maak en verander.
Kom o Gees van God, wil U self kragtig in elkeen van ons werk. Gee vir ons 'n nuwe liefde, 'n nuwe toewyding aan die Bybel. Maak ons studente van U woord, dat ons op die vaste fondasie, Jesus Christus, ja, die hoekklip sal staan in storm en ongetij, en dat ons U altyd kan loof en prys. Hemelse Vader, dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.